Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor heiligheid in ons alledaagse lewens. Heiligheid word dikwels in ons gedagtes gereserveer vir sondae, kerkgeboue of geestelike leiers. Maar in die skrif is die roeping tot heiligheid nie 'n opsionele ekstra vir 'n klein groepie gelowiges nie. Dit is 'n leefwyse vir elke kind van God, juis in die gewone alledaagse sleur van die lewe. Ons teksgedeelte vir vandag kom uit 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 wat soos volg lees. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wanneer ons die opdrag tot heiligheid vanuit 'n grammatikaal historiese perspektief beskou, is die Griekse woord hagios deurslaggewend. Dit beteken letterlik afgesonder of apart gestel. In die konteks van Petrus se brief was heiligheid nie bloot 'n morele kode nie, maar 'n radikale identiteitsverandering. As alreeds wedergebore Christene is ons apart gestel vir God se gebruik. Heiligheid in die alledaagse lewe begin by die erkenning dat ons tempels van die Heilige Gees is. Dit beteken dat ons gewoond is hoe ons met kollegas praat, hoe ons met ons finansies omgaan en hoe ons reageer wanneer ons onder druk verkeer, die karakter van Christus moet weerspieël. Praktiese heiligheid word sigbaar in die dissipline van die hart. Dit is die gewoonte om elke oggend eers die woord te soek voordat ons die geraas van die wêreld inlaat. Dit is die daadwerklike keuse om integriteit te handhaaf wanneer niemand kyk nie. Dit is om in 'n kultuur van onmiddellike bevrediging en woede die vrug van die Gees, naamlik lankmoedigheid, selfbeheersing en vriendelikheid te beoefen. Heiligmaking is nie perfeksionisme nie, dit is 'n konstante proses van afsondering van die wêreldse denkwyses en toewyding aan God se wil. Wanneer ons in die klein dingetjies getrou is, word ons lewens 'n lewende getuienis wat Christus sigbaar maak vir diegene rondom ons. Alhoewel die wedergeboorte 'n eenmalige, onherroepelike geskenk van God se genade is en wat ons ewige posisie verseker, leer die skrif dat ons daaropvolgende lewe as disippels 'n voortdurende proses van heiligmaking is. In Filippense 2 vers 12 tot 13 word ons opgeroep om ons saligheid, die volle ervaring van God se verlossende krag in ons daaglikse wandel, met vrees en bewering uit te werk. Deur dit te doen, maak ons seker dat ons genadeloon sal ontvang en nie met leë hande voor die regterstoel oordeel van Christus verskyn nie. Dit is God se genade wat ons gered het, nie ons eie pogings nie. Heiligmaking daarenteen gaan egter nie oor wat God sonder ons wil doen nie, maar oor ons verantwoordelikheid om op sy genade te reageer. Filippense 2 vers 12 tot 13 roep ons om ons verlossing in die praktyk uit te werk deur die krag wat God deur sy Gees beskikbaar stel. Ons geestelike gewoontes is dus 'n vrywillige antwoord van 'n dankbare hart op God se werk, waardeur ons hom toelaat om Christus toenemend in ons daaglikse lewens te reflekteer. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons geroep het uit die duisternis in U wonderlike lig. Help ons vandag om U heiligheid in ons alledaagse lewens uit te leef. Leer ons om ons gedagtes, ons woorde en ons dade aan U wil te onderwerp. Wanneer die wêreld van ons eis om kompromie aan te gaan, gee ons die krag om vas te staan en U karakter in elke interaksie te reflekteer. Mag ons lewens 'n getuienis wees wat ander na U lei. Ons bid dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.